Vlagparade, na die vlagpaal voorwaarts mars. Maak gereed om die vlae te hys. Hys die vlae. Employ die vlae. Vlagparade, omkeer. Sluit aan by parade voorwaarts mars. Op die plek, rus. Meneer die seremoniemeester, baie dankie vir die geleentheid om hierdie mens wil sê heerlijke geleentheid, maar as 'n mens dink aan die ellende wat daarmee saamgaan, dan soek jy na 'n ander woord om dit mee te beskryf. Maar dankie vir die geleentheid om hier te kan, die rede te kan voer tot vandag. En daarmee saam ook 'n woord van dank, en hou vas u stoel, aan die staf. Op 'n manier het ons die godsvreemde en godvreemde staat wat ons vandag het te danke vir hierdie herdenking van hierdie dag. Want ons het nie so 'n dag gehad voor 94. Ons het dit wel baie beskryf en dit baie gepraat, maar die manier waarop dit vandag herdenk word, gee baie beter uiting daaraan as wat ons vroeër gehad het, en daarmee saam ook dank aan volksgenote wat hierdie volksvreemde vakansiedae en ook geloofsdae hernoem het en herdefinieer het, sodat ons dit in ons eie volkskultuur kan herdenk. Net gesê wil ek graag by die owerhede kom, wat ek graag aan die wil voorhou. En trouw aan my roeping as bedienaar van die goddelike woord, gaan ek dalk 'n bietjie ander invalshoek daaraan gee, as wat dalk normaalweg die geval is aan die herdenking van die geleentheid. En dan wil ek in die eerste plek sê, kom ons dank die Here. En ek vra verskoning dat ek met die hoek op my kop staan, want anders kan ek nie sien, die son is in my oor. En ek my kaalkop kry baie koud. Kom ons dank die Here, want die skrywer Jakobus, en sover ons kan vasstel, die broer van ons Here Jesus Christus, skryf in sy boek, hoofstuk 1 vers 2, dat ons dit louter vreugde moet ag, wanneer allerhande soorte van beproewings oor ons pad kom. En dit is een van die moeilike dinge vir ons om te verstaan en te verwerk. Maar as ons terugkyk na beproewing in ons lewenspad en ons weet dat dit ons nader aan ons hemelse Vader gebring het, dan verstaan ons hoekom hy dit vir ons geskryf het. Hy skryf dit vir een vir my as gelowiges,
Want God gebruik dit om ons, as ons in die moderne woord mag gebruik, om ons te transformeer, sodat ons meer en meer die beeld van Christus gelyk word. Maar, broer en suster, volksgenoot, hierdie ervaring wat daar op die persoonlike geloofsvlak is, het net soveel te doen met u en my as volksgenote. En het dit dieselfde uitwerking op ons as volk, as wat het moet hê op my as individuele gelowige. En as 'n mens nou teruggaan na die prys kyk wat 34.000 vrouens en kinders betaal het in ons volksgeskiedenis, en mens sien die geloofstandvastigheid waarin hulle die saak hanteer het, hoe hulle ellende hanteer het, hoe hulle met blymoedigheid opgestaan het na die ellende verby is en begin dit met 'n herbouproses. Is dit alles waardes wat ons kan leer en wat ons in ons huidige bestaan ook verander het en baie van ons sienings verander het. En natuurlik was almal van hulle nie gelowiges nie, net soos min as wat die volk Israel almal gelowiges was. Maar dit het 'n groot invloed op ons gehad, en in die woorde van staatspresident Kreer, en ek is onder korreksie, maar ek dink ook staatspresident C.R. Swart het dit so aangehaal, dat ons uit die geskiedenis haal wat vir ons van waarde is en daarop voortbou in die toekoms. In die tweede plek, en dit vorm die hoofdeel van wat ek graag met u wil deel, is die konsentrasiekampe, noem ek die onbetaalde rekening van die boervolk. Ten spyte van die voorbeelde van massas, vrouens en burgers en die getrouheid wat daar by hulle was in die uitvoering van hulle taak, en is dit ons trou, ons ontrou wat ons het waar ons vandag is. Ek gaan dit herhaal. Ten spyte van die voorbeelde van die massas vroue en burgers, hulle voorbeeld van getrouheid aan God, is dit ons ontrou as volk wat ons het waar ons is. Laat my verduidelik. Ek het nou nie begin skryf, dis nie die ANC nie, maar ek na broer Andries geluister het, dis nog so 3 wat teruggaan, dis ook nie die Engels nie, dis ook nie die verraaiers wat die skuld het vir waar ons is vandag, maar al die vingers wys na onsself. En dan onthou gesprek met ons geliefde en nou oorlede professor Adrian Pont. Ek kan nou op 'n dag gesels oor onze Jansen, die gouverneur van die Kaapkolonie. Sê hy vir my, die man het ons altyd so oor die water gestaar na die buitelandse kant toe, met sy rug na die binneland. Ek sê, prof, ek verstaan nie. Hy sê, ja man, die buitelandse opinie was altyd vir hom belangriker as wat sy eie mense sin was. En dit vorm vandag, broer en suster volksgenoot, 'n groot deel van die moeilikheid waarin u en ek vandag is. Op 'n manier is dit die kern van die waarheid van ons as volk. Van na Dr. Verhoer het het toenemend waar geword dat wat die buiteland en buitelandse instansies en wêreldinstansies sê ook vir ons belangriker geword het as wat die woord van God sê. Onze Jan het dit ten koste van sy mense gedoen. Ons ten koste van die waarheid van die woord van God. Onverduidelik.
Ons is nie die volk Israel, maar ons dien dieselfde God as die volk van Israel. En hulle het nog net die belofte gehad van die koms van Christus, die Messias. Ons het dit reeds. Maar ook hy maak dit vir ons baie duidelik in die Nuwe Testament, dat vir die Jood geld vir die Griek, en geld alle nasies en volke op die aarde. Dis ook, soos die Hollander gesê het, oorgeset syne, vir alle gelowiges en ongelowiges, of hulle dit wil weet of nie wil weet. Die reëls wat die Here maak, in sy soewereiniteit, geld almal. Hy is die soewereine God, en hy vra nie van 'n mens toestemming nie, en hy gee nie rekenskap oor wat hy doen. En as ek knegt Moses op 2 plekke in die Ou Testament skryf, Levitikus en in Deuteronomium, oor die beloftes van seën en beloftes van vervloeking, as na sy stem geluister word, of nie na sy stem geluister word. En nee, ek sê weer, ons is nie die volk Israel nie, maar ons dien dieselfde God. En ons het onsself as volk van God daar gestel met die gelofte van die bloedrivier gelofte. En dit plaas ons in geen bevoorregte posisie nie, maar in 'n uiters verhoogde verantwoordelikheid wat ons voor die Here God het. Kortom, dit wat Moses in Deuteronomium en Levitikus geskryf het, geld vir alle volke, maar vir ons op grond van die gelofte soveel te meer. Ek gaan vir 'n klein stukkie voorhou uit Levitikus 26 uit. Dit begin by die vermaning om wat die Ou Testament die Sabbatdag noem en die Nuwe Testament die dag van die Here. En dan gaan hy van vers 3 af, en dan sê hy, as julle in my insettinge wandel, en my gebooie hou en dit doen, sal ek julle reëns gee op die regte tyd. En die land sal sy opbrengs gee, en die bome van die veld hulle vrugte gee. En die dorstyd sal vir julle aanhou tot die oestyd toe. En die druiweoes sal aanhou tot die saaityd toe. En julle sal brood volop eet en veilig woon in julle land. En midde van nog baie ander beloftes wat hy aangaan en sê hoe 1 man 100 manne sal jaag en 100 manne 1000 man sal verjaag. Dan kom hy by vers 14 waar hy sê, hoe julle nog van verlede jaar se kos op die tafel sal hê, dan sal die nuwe kos daar wees. Maar, sê vers 14, as julle nie na my luister en julle gebooie nie doen nie, en as julle my insettinge verwerp en as julle siel van my verordeninge afskeid, sodat julle nie al my gebooie doen nie en my verbond verbreek, dan sal ek dit aan julle doen. Ek sal verskrikking oor julle beskik. Die tering, die koors, wat die oë verteer en die lewe laat versmag. Julle sal ook te vergeefs saad saai, want julle vyande sal dit opeet. Ekskuus, ek onderbreek die gedeelte op 'n ander plek, sê hy ook, julle sal huise bou, dink aan die ontheining sonder vergoeding. Julle sal huise bou, maar nie daarin woon nie. Julle sal vir julle krippe uitkap, maar 'n ander man se vee sal daarin eet. En ek sal my aansig teen julle rig,
sodat julle voor my vyande verslaan word, en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie. En as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan en julle sondes 7 maal vervuldig. En dan verduidelik die Hemelse Vader, wat is 7 maal erger, wat hierdie straf kom. En hy sê in vers 23, en sê ook daarna nie luister nie, dan sal ek dit 7 maal erger maak. En as julle ook daarna nie luister nie, sal ek dit 7 maal erger maak. En so gaan dit aan. My broer en my suster volksgenoot, by die hoeveelste maal 7 trek ons? Ons as boervolk? Broer Ander het in die stuk oor klaagliedere, 'n liedere wat ontstaan het uit soortgelyke godlose omstandighede, die woord noem dit hoerery in die geloof. Ook omdat die volk nie wil luister nie. Ek gaan net nou terugkom na 'n ander gedeelte van Jeremia. Ook omdat die volk nie wil luister nie, het hulle by daai klaagliedere uitgekom. Maar in die klaaglied aanvaar hulle verantwoordelikheid, omdat ons gesondig het. Here, wees ons genadig. Is ons daar, my broer en suster, as volksgenote? As volksgenote, ek praat nie van individue nie. Nee, ek sê weer, dis nie die ANC of wie ook al, maar ons self wat ons het om te blameer. Die ANC en sy trawante is die gereedskap wat God gebruik om ons mee by te kom. Soos as wat hy die Galdeërs en allerhande ander heidense volke gebruik het, gaan lees gerus Habakuk. En as Habakuk hom klaar dan sê ek, is nog nie klaar met hom. Ek gaan hom nog erger maak, want julle wil nie meer hoor nie. Maar die dag is reeds bepaal. Wanneer ek gaan omdraai en vir die Galdeërs sê, wat het julle my volk aangedoen? Maar eers gebruik hy. Nee, dit het nie net in die Ou Testament gegeld nie. Hoor ek proteststemme. Is die boek Hebreërs dan nie in die Nuwe Testament, as die Here sê, ek is 'n verterende vuur. Laat nie met my genade mors nie. Toe ons volkswoord in die oë gekyk het, genocide, soos wat dit algemeen bekend staan. Daar op die walle van die Wasbankrivier, die Bloedrivier. En ons geweet het, dat daar maar een redding was, en dat dit uit die hand van die Almagtige kan kom. Het ons belowe gelofte afgelê. En God het dit eerbiedig in ons gered. Vir die eerste 30 jaar, hoe ander is met my, korrigeer as ek verkeerd is, ek is nie een historikus, maar uit wat ek kan lees, vir die eerste 30 jaar na die gelofte afgelees, is dit nie gehou nie. Daarom dat Sarel-Silje dit nie wou aflê nie, want hy was bang daarvoor. En daarom dat Sarel-Silje op sy sterfbed die gelofte van Sarel-Silje laat aanteken het, en daar 2 woordverskille ingetree het. Die oorspronklike wat Jan Wantjies in die Lare opgeteken het, en dat Sarel-Silje op sy sterfbed wat opteken het. Ons het nie vandag tyd om daar die verskille in te gaan nie. Maar die punt is, die oorspronklike gelofte, sy bedoeling, was nie 'n kerkgebouwtjie in Pietersburg nie, maar 'n godsvolk, 'n godshuishouding. Dis wat ons vir God beloof het.
Sê weer in die eerste 30 jaar is dit reeds nie gehou nie. Ekskuus ek het myself weer onderbreek. Die Here vergeet nie van beloftes en verbonde wat met hom gesluit word. Wat ek jy gedagtes herinner, Josua trek met die volk die land Kanaan in. En dan kom die Gibeoniete onder valse voorwendsels en hulle kom sluit 'n verbond met Josua. Asof hulle van 'n ver land afkom, terwyl God gesê het, hulle mag nie met die plaaslike volk 'n verbond sluit nie, maar so dink Josua. En dit is nogal opmerklik, ek moet lees wat daar staan, maar hulle het die woord van God nie geraadpleeg voor hulle die verbond gesluit het. En so sluit hulle die verbond met die Gibeoniete. En na Josua kom die hele rigterstyd, Samuel se tyd, Saul se tyd, en dan in Dawid se tyd. Hoeveel jare het nou intussen tyd verloor. Dan kom daar 3 jaar droogte. En op grond van dieselfde seëninge en beloftes wat Moses geleer het, gaan Dawid en hy raadpleeg die Here en sê, hoe is ergens moet fout wees? Want droogtes kom nie maar net van self. Dis 'n manier van God wat met ons praat, wat wil U vir ons sê? Dan sê hy in Saul se tyd, het hy jag gemaak op die Gibeoniete, waarmee toe daar in die verlede 'n verbond gesluit is voor my naam. Gee rekenskap. Nou is ons nou ver van daai gelofte wat ons afgelê het. Hy vat rekenskap, die soewereine God. Eerste 30 jaar word het nie gehou nie. Voor die eerste Vryheidsoorlog kom die volk by Parakraal in mekaar en instel eintlik die gelofte by Parakraal. En dan volg die eerste Vryheidsoorlog met die geweldige oorwinning, wêreldbekende oorwinning wat daar oor die magtige Britse ryk was. En dan vergeet ons weer die gelofte. Nergens by enigiets wat ek my hand kon oplê, kry ek 'n spoor van die herdenking van die gelofte voor die tweede Vryheidsoorlog. Ek het ook nie 'n spoor van die herdenking van die gelofte tydens die oorlog. Die resultaat is hoekom ons vandag hier staan. Ellende. Die onbetaalde rekening van die kant van broers en susters, moet my asseblief nie verkeerd verstaan dat ek soort van onsympathiek is. Dis juist uit simpatie vir die geweldige prys wat hulle betaal het. Maar die Here, vir daai stemme waarvan broer Andries gepraat het, die kinderstemmetjies wat opgaan, hulle gaan op. Maar die Here wag vir ons stem. Die Here wag vir ons verootmoediging. Die Here wag vir ons bekering om na hulle stemme te luister. Die geskiedenis herhaal homself in die vorige eeu, waar dokters Alang, Verwoerd en advokaat Strydom beleef weer die volk ongekende voorspoed. Hoewel ons nie tegnies kan sê dat hulle die godsvolk tegnies daar gestel het wat beloof is, was dit hulle streef om ons uit die woord van God te regeer. Maar toe dokter Verwoerd vermoor word, toe is die strewe ook vermoor. En stelselmatig begin ons weer oor die see te kyk, na wat die buiteland vir ons sê, en wat die goedkeuring van die buiteland vir ons inhou.
Maar dit was hulle, oor het proteste, maar nie ons is onskuldig. Broer en suster, wat van die 36 man, wat by die eerste aanval op die dorpie Ai, nadat hulle Jericho ingeval het, dan val hulle Ai aan en dan sterf daar 36 man. Wat een van hulle het die goud en die silwer gesteel in Jericho, toe Jericho ingeneem is? Nie een van hulle. Maar iemand moes weet van Agar. Want as 3,6 miljoen mense met ramshorings en kruike om die stad is, hoe steel jy goud en silwer hier langs my sonder dat iemand dit sien? En dit is nooit aan Josua gerapporteer, sodat die tug reggestel kan word. Dan antwoord die volk op pyn en lyding. 36 man moet sterf wat nie goud en silwer gesteel het nie. Want jy sien, my broer en suster, ons het 'n kollektiewe verantwoordelikheid voor die Here God as 'n volk. Ons is vir mekaar verantwoordelik. Die volk sondig, en die volk het gesondig, en dit maak my aandadig. Ja, miskien het ons wat hier sit geroep, moenie, maar het ons alles gedoen, wat ons kom. As ons dink aan die volk sondes, dink aan die godverlonende onderwys, waarna ons kinders in die staat en die openbare skole moet luister. Aborsies. En heel eerste moet ons eintlik sê, die hoerery van die geloof, wat onder hierdie volk, wat 'n godshuishouding moet wees, gaande is, weg van die gereformeerde geloof, wat Jan van Riebeeck hier kom plant het, met die doel om 'n godshuishouding hier te maak. Voor die laaste 50 jaar, broer en suster volksgenote, was daar meer as wat ek kon tel, dae van verootmoediging. Eers nog onder die vorige regering van voor 94. Daar was selfs daar wat dit 'n publieke vakansiedag was, sodat dit almal die geleentheid kon gee om by die kerke te kom. Daar dae van verootmoediging was. En sedert 94, talle en talle geleenthede waar kerke en instansies geroep het, dat was terug op 31 Mei weer so geval. Kan enige een van ons wat hier sit, miskien die kinders wat daar agter staan, wat nog jonkers wat nog nie daai tyd al was, kan enige van ons sê of ek enige verskil die dag na die verootmoediging gesien het in ons volkslewe met die dag voor die verootmoediging? 'n onomwonde nee. Hoeveel ons 7 trek ons, broer en suster volksgenoot? Die onbetaalde rekening van die konsentrasiekampe. Hoeveel kanse moet die Hemelse Vader ons nog gee om op te staan vir sy woord? Voeg daarby die ellende van die konsentrasiekampe, die plaasmoorde. Dan roep ons 'n swart maandag uit. En in massas daag die mense by die swart maandag op. Here moet net nie vra ons moet ons bekeer nie. U moet asseblief die redding gee. Het u enige verskil gesien? Dit was my voorreg op Valdriehoek daardie dag te kon lei. En dit was in 'n stuk veld langs die mol. En ek het hulle gewaarsku voor die tyd, julle wil nie ek moet praat. Toe sê ek gister, was hier by hierdie mol meer mense as by die kerk almal saam.
En volgende Sondag sal dit weer so wees. Dit was so. Die onbetaalde rekening van die konsentrasiekampe en die plaasmoorde, want ons wil ons nie bekeer nie. In ons individuele lewens miskien, maar ons volksondes. Het enige van u, ek weet nie hoeveel van u was bewus van die FIFA-organisasie wat 2 weke terug 31 Mei gevra het oor die volksondes. Enige van u 'n reaksie daarop gesien? Ons rekening is onbetaal. U hoor my sê ons, want op geen manier verontskuldig ek myself in hierdie saak. Ja, ons het geroep, saam met baie ander. Maar kan een van ons sê dat ons alles gedoen het wat ons kon? Nee, ek nie. Waar bring dit ons, my broer en suster volksgenoot? Waar laat dit ons voor ons Skepper? Laat dit ons waar dieselfde Jeremia wat die klaagliedere geskryf het, in hoofstuk 7 moet aanhoor van die Here God. Moenie jy vir my meer bid vir hierdie volk nie, want ek sal nie na jou luister nie. Kan jy nie sien wat doen in die strate van Juda en in Jerusalem nie? Is dit waar ons is? Of is ons by Romeine 1? Wat die Here sê, as julle my wil luister, nie sal ek julle oorgee aan julle sondige behoeftes. Waar staan ons? Na hoeveelste mal 7, na hoeveelste gedenkdae, ou verootmoedigingsdae, en nie een van ons 'n merkbare verskil kan aandui nie. Waar staan ons voor ons Skepper God op hierdie dag? Kan ons onsself bekeer? En die oordeel, wat na alle waarskynlikheid, soos ek die Bybel lees, reeds oor ons uitgespreek is. Ons is baie bang, ons hoor al die gerugte van volksmoord, maar doen ons niks. Ons kyk oor die water, ja. Ons gaan nie terug hoor nie. Ons bekeer ons nie, na wie? Die plantingsbedoeling wat God met ons gehad het vir ons hier gedoen. Jona word na Ninive gestuur. Die oordeel reeds uitgespreek. En dan bekeer hulle. Broer en suster volksgenoot, as jy nog nooit gebid het nie, as jy nog nooit gepraat het nie, as jy nog nooit gedoen het, die uurglas het reeds leeggeloop. Dit is nou in genadetyd soos Joda by Ninive. Dis nou genadetyd. Oor my persoonlike lewe, en ek ploeg nie graag met ander man se kalers, baie groot teoloog het die dag gesê, as ons in die hel kom eendag, en ons 2 groepe mense kry. Die wat kwaad is vir die Here God. Hoe kon hy dit aan my doen? En die ander groep wat sê, dis my verdiende loon. Ek is in die 2 groep. As ons as volk genocide moet beleef,
watter groep gaan ons wees? Ek dank u voorstel. Ons krans namens die Afrikaner Weerstandsbeweging, die AWB, se wetkommande, die Eystergang. Goeiemôre, ons lê ons krans af namens CVO Pretoria. Ons lê vanmôre 'n krans namens die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans. 125 jaar gelede is ons kinders en ons volk vermoor in konsentrasiekampe. Vandag word hulle in die skole van die vyand vermoor. Ons dink ook aan hulle. Dankie. Geachte vriende, dit is namens die Suid-Afrikaanse Infanterievereniging dat ek hierdie krans lê. Goeiemôre volksgenote, dit is vir my voorreg om hierdie krans namens die HNP te lê. Goeiemôre dames en here. Ons lê met diep herinnering hierdie krans af namens die Bittereinde Perdekommando. Dankie. Goeiemôre dames en here, ons lê hierdie krans af in die naam van die Weibenga familie. Ja, môre. Ek sien nou hier ook. Baie dankie vir almal wat kranse gelê het. Nou gaan ons vir Esther Marie vra om net hier voor te kom staan. Daar's los blommetjies vir die kinders. O, jammer is nog net een. Ons gaan net vra dat dit afgaan. Доброе утро. Это память о тех, кто был убит и погиб в этом месте. Пусть земля им будет пух. Ons lê net 'n krans vir die Russiese mense wat in die Boereoorlog geveg en gesterf het. Vir my vrou asseblief, baie dankie vir die geleentheid.